besef jy dat God wil hê jy moet suksesvol wees. Hy wil hê daar moet oorwinning in jou lewe wees. Dis wat God wil hê. En dan gee hy ons maniere om dit te doen. En ons moet dit insien, begryp, ons moet dit verstaan. Nou daar's 3 maniere om meer van die Here te kry. En dis is praat meer met die Here. Laat God se woord meer in jou wees, God se woord in jou kry. En dan die derde ene is om God te prys. Nou, om God se woord in jou te kry, is baie belangrik. En dit is, dat jy dit moet lees, dat jy dit memoriseer, jy moet daaraan dink, want dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, ek kom agter, die manier waar ek God se woord in my lewe kry, is my tong. My tong, Charles Capps sê, is the mixer. Want hy meng, die oomblik as ek praat, meng dit God se woord hier binne in my. Dink 'n oomblik net hier aan. Jy hoor hulle sê, en dan is dit in jou hart, jy het iets gehoor, jy glo dit, na raai wat jy vertel het vir ander mense, jy praat daaroor. Nou kom die Here en sê, dieselfde beginsel moet werk oor God se woord. Hoor wat sê hy vir Josua. Nou Josua is 'n leier wat die volk moet lei. God wil nie hê Josua moet misluk nie. Maar hy wil hê Josua moet suksesvol wees. Maar dit beteken nie Josua kan doen wat hy wil nie. So God gee hom 'n opdrag. God sê vir hom wat hy moet doen om sukses te behaal. Nou kom ek lees jou Josua 1 vanaf vers 6. Hy sê, wees sterk en dapper. Vers 7, wees sterk en dapper. Vers 8, wees sterk en dapper. Hy bly so praat, maar hoor vers 7. Wees sterk en baie dapper vir al die opdragte uit wat ek vir jou, my dienaar Moses, gegee het. So, moenie nou ander rigtinge inslaan nie, dit wat die Here vir Moses sê. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen. Hou hierdie wetboek altyd by jou. Nou, die Here het vir Moses die wet gegee. Sy hou dit by jou. Dink dag en nag daaroor na, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Nou, dit beteken nie ek en jy moet die wet hou nie, want ons leef in 'n nuwe verbond, in 'n nuwe testament. Ons leef by dit wat Jesus gesê het. Hebreërs 1 sê, hy sê vroeër het die Here deur die wet en die profete gepraat, maar nou praat hy deur sy seun Jesus. Nou, dan moet ons doen wat Jesus sê. Nou die beginsel is hier, omdat die woord altyd by jou te hou, dink daaroor dag en nag. So, ek vat God se woord, ek lees dit, ek bedink dit dag en nag, en dan doen ek dit. As jy net doen die week wat ek vir jou gesê het, as jy dit doen, gaan jy sukses behaal, want dis wat God sê. Nou vra ek jou, om aanhou te doen wat die Here sê, om God se woord te lees, maar dit te bedink, in jou te hê, en dit te praat. So, daarom is dit belangrik, om God se woord hardop te lees. Die oomblik as jy God se woord lees, en jy God se woord hoor, kom die Heilige Gees in jou. Want die woord is gees en lewe. Daar kom meer gees, meer lewe hier binne in jou in, omdat God hier in jou in werk. En dis wat baie belangrik is. Ek wil God se woord in my. So, wanneer God se woord in my is, het ek meer van die Heilige Gees in my. En die Heilige Gees kan deur my werk, en God sê, jy sal sukses behaal, jy sal suksesvol wees. En dis wat jy moet verstaan. God wil jou suksesvol maak. So, doen dit wat die Here sê. Kry God se woord in jou. Vat skrifte, memoriseer. Dit help nie net, jy lees hier en jy lees daar nie. Kry skrifte, memoriseer dit, kry dit deel van jou lewe. Dankie dat jy luister. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie dat jy ons lief het. En dankie dat U nie wil hê ons moet agteruit gaan en sukkel en moeilikheid hê nie. U wil hê ons moet suksesvol wees. En ek bid dat elkeen van ons meer met U sal praat, meer van die woord in U sal kry, meer die Here prys. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.